vleeslike gebed. Romeine 8 verse 5 en 6 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Ons vlees is ons ekkigheid, ons selfgesentreerde ego. Die vlees wil belangrik wees, erkenning ontvang, geëer word. Dit gee voor om ander te imponeer. Dit leef met 'n front. Die vlees glo hy is reg en wil sy opinie bekend maak. Die vlees wil beheer. Die vlees voel verontwaardig as sy voorstel nie in ag geneem word, as hy nie dank ontvang nie, of as ander vooruitgaan, maar nie hy nie. Die vlees is ons sondige natuur. Om ons vlees te oorkom is besonder moeilik. Selfs in ons gebed wil die vlees aan die woord wees. Dit wil oor homself praat en praat en praat. Dit wil vir God sê wat hy moet doen. Oorkom die vlees deur in jou gebed te swyg, deur in stilte te onderwerp, deur God te laat wees. Ja, dis so moeilik. Kom ons bid saam. Heilige Here, help my om my vlees te oorkom. Ek hoef nie geëer te word of erkenning te ontvang nie. Ek hoef nie dinge om my te beheer nie. Ek hoef nie te praat en te praat nie. Ek kan ander laat praat en voorgaan. Ek kan diensbaar wees. Ek kan alles aan U oorgee. Vul my met U Gees en met liefde. Amen. Die Here seën jou.